Goeienaand aan elkeen. Het is heerlik om saam te wees by hierdie geleentheid, ook so na die heerlike reën. My gebed is dat dit vir elkeen van ons 'n besondere geleentheid sal wees waar ons saam met voorlesings en sang die Here sal sy naam groot maak en saam Kersfees vier. Christus wat mens geword het, onder ons kom bly het. Ek wil sommer net 'n paar woorde van dankie sê vir Marikus hier agter die orgel. Marikus, dankie vir jou. Ons sien uit daarna, ons het klaar 'n bietjie daarvan gehoor. Dankie vir jou bereidwilligheid om ook weer te kom uithelp en te kom speel vir ons. Ons dan ook vir Lelia en die koor wat gaan sing. Al die ure, Lelia, dankie. Dit is heerlik om saam te sing ook en vir julle wat daar is. Ek hoop julle geniet dit net soos ek. En dan in elkeen van u wat hier is, ons glo dat u dit saam met ons gaan geniet. Die program loop vanself, daar's u moet maar net dophou. U sal sien daar's 'n paar liedere waar veral ek dink hier aan die eerste lied wat ons gaan saam sing, is daar by die 3de vers of tussen die 3de en die 4de vers is daar 'n stukkie orgelspel waar ons bly staan en wag tot die orgel klaar is, maar dit staan als op die skyfie. So u moet maar net lees op die skyfie en doen wat die skyfie sê. As die skyfie sê u moet staan, dan staan u, en as die skyfie sê u moet sit, dan sit u. So verder loop die program vanself tot aan die einde. En dan is daar 'n kollekte by die deure wat ons elke jaar gee dan vir 'n jene, is dit vir Bybelverspreiding, nee, as ek reg onthou. Ja. Goed. Ek gaan net met 'n gebed open en dan gaan ons luister vir die klokke en die orgel. Ons hemelse Here, wat 'n voorreg om vanaand saam te kan wees in U naam. Hemelse Here, U is vir ons goed. Ja, as ons daar buite die reën so beleef vandag ook, dan Here, dit is genade uit U hand. Ons leef uit U genade elke dag. Ag Here, U ken ons deur en deur ook wanneer ons vanaand hier is, dan is dit ons gebed om eintlik met 1000 stemme U te probeer loof en prys. En tog, Here, is ons mense stemme maar gebrekkig om U regtig na waarde te loof en prys. Maar ons doen dit uit ons hart uit, Here, en ons wil vanaand U naam groot maak, saam die geboorte van U seun hier in die wêreld, saam vier op 'n feestelike manier. En is ons gebed dat U ons sal seën in alles wat hier gebeur. Ons loof, ons prys U naam. Amen.
Juig tot eer van die Here, o ganse aarde, wees vrolik, jubel, besing hom, besing die Here, juig voor die koning, die Here. Amen.
Die volk wat in duisternis ronddwaal, het 'n groot lig gesien. Hulle wat in 'n stuk donker land woon, oor hulle het 'n lig geskyn. Nasies vermeerder. U het hulle vreugde groot gemaak. Hulle ervaar vreugde voor u, soos die vreugde in die oestyd, soos die wat juig wanneer hulle byt verdeel. Daar was skaapwagters in daar dieselfde omgewing, wat in die oop veld gebly en snags hulle skaaptroppe opgepas het. 'n Engel van die Here het aan hulle verskyn, en die hemelse glans van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het geweldig groot geskrik. En toe sê die engel van die Here vir hulle: Moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap, wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Maar jy, Bethlehem Efrata, al as jy gering in die streke van Juda, uit jou sal daar vir my iemand kom om 'n heerser te wees in Israel. Sy oorsprong is uit die verre verlede, uit die dae van weleer. Toe Maria, sy moeder, reeds aan Josef verloof was, maar nog voordat hulle gemeenskap gehad het, het dit gebleik dat sy swanger geraak het uit die Heilige Gees. Omdat Josef haar man wetsgetrou was, maar haar nie in die openbaar wou verneder nie, het hy besluit om in die geheim van haar te skei. Terwyl hy daaroor nagedink het, het daar skielik 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê:
Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. In daardie tyd het keiser Augustus 'n dekreet uitgevaardig dat die bevolking van die hele ryk geregistreer moet word. En dit was die eerste volkstelling wat gehou is toe Serenius prokurator van Sirië was. Almal het gegaan om hulle te laat registreer, elkeen na sy eie dorp. Josef het ook gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea gegaan, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy van die huis en die nageslag van Dawid afkomstig was. Terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word. En sy het geboorte geskenk aan haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar nie vir hulle plek in die herberg was nie.
Met Kersfees vier ons Jesus wat as redder na die wêreld toe gekom het. Dis die goeie nuus, die boodskap van groot blydskap wat die engele vir die skaapwagters gebring het. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore, Christus die Here. En na die geboorte van Jesus lees ons: Josef het hom Jesus genoem, soos die engel voor die geboorte gesê het hy moes doen. Want het die engel gesê, hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Johannes skryf in Johannes 1 vers 9 waar hy sê, die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het gekom na wat syne was en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Maar aan almal wat hom aanvaar het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle wat in sy naam glo. Hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit liggaamlike drang nie, ook nie uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. Die wonderlike boodskap van Kersfees is universeel. Christus se liefde, Christus se genade, sy verlossing is universeel. Die engel het gesê, dit geld vir die hele volk. En so sê die Nuwe Testament, vir elkeen wat glo. Elkeen wat hom aanvaar het. Want so lief, Johannes 3 vers 16, het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kon word. Dis genade, groot
genade. The power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is a failing love. That you will take my place. That you will bear my cross. You lay down your life. And I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of his brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is a failing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You lay down your life. That I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You lay down your life. And I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. So begin Johannes sy evangelie. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid.
Dit het alles gebeur, sê Matteus, sodat wat die Here deur die profeet gesê het, vervul kon word. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem, wat, as dit vertaal word, beteken God is met ons. Wat 'n vreugdevolle gedagte. Immanuel, God met ons. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee.
Die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader, vredevors. Vir die uitbreiding van heerskappy en vir vrede sonder einde sal hy op die troon van Dawid en oor sy koninkryk wees, om dit te vestig en te ondersteun die reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Saam met die engele was daar daardie nag 'n hemelse menigte wat God loof. Eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mens in wie God 'n welbehae het. In Efesiërs 2 skryf Paulus: In Christus Jesus het julle wat destyds ver weg was, naby gekom deur die bloed van Christus. Hy is immers ons vrede, hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding, die vyandskap, deur sy liggaam afgebreek het.
vertel vir ons dat, nadat die engele van hulle af na die hemel weggegaan het, sê die skaapwagters toe vir mekaar, kom ons gaan reguit na Bethlehem en gaan kyk na wat gebeur het en wat die Here aan ons bekend gemaak het. Hulle het toe haastig daarheen vertrek en Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê, daar aangetref. Nadat hulle hom gesien het, het hulle aan almal gaan vertel wat daar oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Kersfees vra dat ons sal reageer op die kind in 'n krib daar in 'n stal. Dit roep ons op om getuies te wees, om tot aan die eindes van die aarde en van die wêreld te gaan vertel van hierdie Jesuskind. Verlosser vir elkeen wat glo. Vredevors, Immanuel. Almal wat hiervan gehoor het, was verwonder oor wat die skaapwagters aan hulle vertel het. Maar Maria het al hierdie woorde gekoester en in haar hart daaroor bly nadink. Die skaapwagters het teruggekeer terwyl hulle God verheerlik en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Presies soos dit aan hulle meegedeel het. Ons lewe solo Deo Gloria, aan God alleen die eer. Oh
Jesus het toe weer gesê, Amen, amen, ek sê vir julle, ek is die deur vir die skape. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê, en dit in oorvloed. In Johannes 17 dan bid Jesus, hy sê, Vader, die tyd het gekom, verheerlik u seun, sodat die seun u kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur u gestuur is.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van God die Heilige Gees is en bly met elkeen van u.